Goeiemôre vriende, baie welkom aan elkeen wat op een of ander wyse by ons kort erediens ingeskakel is. Nou, te midde van al die slegte nuus, het ons dan goeie nuus ook. Een van ons gestremde kinders se hond het gisteraand weggeraak en dit was natuurlik 'n groot gehuil vanoggend toe die hond nie gekry kan word nie. Maar nadat ons op WhatsApp bietjie gevra het en so, is hierdie hond verenig met die kind. En die mamma vertel, toe hulle twee so by mekaar kom, daai gelag, hoe lekker sy gelag het, toe haar hond weer by haar is. En ek dink as hierdie tyd van 21 dae nou verby is, dan gaan dit weer groot vreugde wees vir almal. Ons eredienste gaan soos normaalweg aan met die kort boodskapies wat ek en Jaco vir julle gaan gee, en ons sê ook baie dankie vir elkeen wat in hierdie tyd ook hulle dankoffers stuur soos wat hy doen. Kom ons word net so stil voor die Here. Amos 4 vers 13 sê, jy moet besef, hy wat die berge vorm en die wind skep, hy wat sy gedagtes aan die mens bekend maak, hy wat die dagbreek donker maak, hy wat oor die hoogtes van die aarde gaan, sy naam is Here Almagtige God. En is hierdie God, die Almagtige God, wat vir jou sê, genade, barmhartigheid en vrede. Ons gaan vanoggend lees uit Lukas 23 vanaf vers 39 en dit is 'n aanvulling van die eerste twee boodskappe wat jy gekyk het en ek lees vanaf vers 39, maar kom ons bid net eers saam. Here, by geleentheid het mense rondom U gesit, duisende, en hulle het gesê, gee vir ons brood. En U het vir hulle regte brood gegee. En 12 mandjies het oorgebly, maar nou vra ons, gee vir ons die brood van die lewe. Gee dat ons U sal sien. Amen. Lukas hoofstuk 23 vanaf vers 39. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man? In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer U in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ons kom vanoggend en ons vat opnuut ons teleskoop en ons kyk so na die kruis van Jesus en dan hoor ons hoe dat hierdie man sê, Here, dink aan my. Nou seker een van die lekkerste goed wat ek baie geniet is om laerskoolkonserte by te woon. Kyk, hulle kyk ons altyd so deur die gordyn daarvoor of hulle vir ma en pa sien en dan as daai gordyn so oopgaan, dan weet jy, dit is besig en dit lewe en ek geniet dit. Maar wanneer die gordyn hier oopgestoot word deur Lukas, dan wil mense sê, hoor, vat net gou die kinders weg, want hierdie is nie 'n plek vir kinders nie. Om die waarheid te sê, dis nie eens 'n plek vir normale mense in 'n samelewing nie, want dis op Golgotha. En ons sien 3 kruise. Jesus word gekruisig saam met 2 rowers. En die rede hoekom hulle hom saam met die rowers gekruisig het, is dat hulle wil sê, maar hy is soos hulle. Ons sal met hom maak soos wat ons wil, omdat hy so sleg soos hierdie rowers is. Sy voete mag nie aan die grond raak nie, en sy hande moenie aan die hemel raak nie. Tussen hemel en aarde sal hy daar wees. En terwyl ons dan so kyk, dan hoor ons 'n stem. En ewe skielik besef ons, is die rower aan die een kruis wat praat, en in vers 39 sê hy, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ook vir ons, kom van die kruis af. Hierdie man het die einde van sy pad bereik, en nogtans sien hy kans om met God te spot. Sy hart is verhard deur die sonde. Hy het by die einde van sy lewe gekom, maar wil nie die verlossing aanvaar nie. Hy wil nie die kruis ruil vir sy kroon nie. En die hartseerste is nie dat hy 'n rower was nie, maar die hartseerste is dat hy so naby aan Jesus gekom het, en nogtans verlore is. En dan wonder 'n mens, terwyl hy so praat, is daar dan nou niemand wat Jesus se kant kan kies nie?
Petrus, waar's jy? Jy wat gesê het, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Daar was iemand wat nie weggehardloop het nie. En nou praat ons van die tweede rower wat aan die kruis was. In vers 40 tot 42 hoor ons hoe dat hy met hierdie ander man praat en hoe dat hy hom teregwys en sê, maar is jy nie bang vir God nie? Ons verdien hierdie straf van ons, maar hierdie man is onskuldig. En dan sê hy, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Toe hy hoor hoe dat die Here sê, Vader vergeef hulle, was 'n taal wat hy nie geken het nie. Hy sou kon verstaan as Jesus in vloek en skree, maar om te bid vir hierdie mense wat dit aan hom doen, en in daardie oomblik waag hy. Hy waag die grootste waagstuk van sy lewe, en hy sê, Here, is daar plek vir my? Met hierdie woorde wat hy eintlik gee, en hy kry plek by die Here. So dikwels, wanneer dit goed gaan met ons, dan vergeet ons God. Dis nie dat ons teen hom is, maar ons is ook nie regtig vir hom nie. En so gebeur dit dat wanneer ons in pynsituasies ingaan, wanneer ons in isolasie ingaan, dan besef ons dat ons hom weer moet raak sien. En daarom het ons bid in hierdie oggend ook, dat die Here vir ons 'n hartsverandering sal gee. Dat hy vir ons regtig die klei in sy hande sal maak, dat hy ons sal vorm, en dat terwyl baie voel dat hulle binne in die oond is, dat hy vir ons sal sê, maar onthou net, ek reinig jou en ek maak jou reg, sodat jy 'n voorwerp kan wees wat ek kan gebruik, ook in hierdie wêreld. Maar dan hoor ons 'n derde stem. En ons sien aan die een kant die kruis van bespotting, aan die ander kant die kruis wat eintlik van bekering is, van berou, maar die derde kruis is mos die een in die middel. Dis die kruis van verlossing. Dis Jesus se kruis. En dan hoor ons so dat hy sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Terwyl Jesus die diepste van sy lyding ingaan, moet hy jou hemeldeur oopstoot. En dit vir 'n rower wat bid. Vriende, 'n man en sy seun het saam gebly. Die ma was oorlede. En hierdie seentjie wou net vir sy pappa 'n boodskap skryf en hy het dit op die sigarethouer geskryf, so gekrap, en die pa was baie kwaad, en nadat hy hom 'n pak gegee het, toe kyk hy so en toe staan daar, Papa, ek is lief vir jou, kan ons tyd saam hê? God self het deur die dood van die Here Jesus met sy kruis kom skryf, ek wil tyd saam met jou hê, ek het jou lief, en daarom sê hy vir jou en vir my, ek gee vir jou verlossing. Ek wil jou vrymaak, ek wil jou 'n nuwe begin gee, ek wil vir jou nuwe lewe gee. Sal jy nie dan saam met my vanoggend sê, Here, dink aan my, en weet dat die Here is by jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons aanbid U as die almagtige, die ewige God. En ons wil soos die engele sê, heilig, heilig, heilig is die Here. En wanneer ons in die teenwoordigheid is, dan is ons vol verwondering oor die feit dat U met ons moeite maak. Ons kom volgende en ons bid vir ons land. Ons bid vir ons leiers. Ja, Here, vir die president en almal wat hom moet help. Geef vir hulle wysheid en insig. Ons bid vir die polisie en die weermag wat hulle werk moet doen, wat moet help teen hierdie virus ook. Ons wil bid vir ons gesinne, dat U hulle sal vashou. Ons bid, Here, vir die mediese personeel wat aan die voorfront staan om mense se lewens te red. Maar dan wil ons volgende ook bid vir hulle wat broos is en wat eensaam is en wat swaar kry ook in hierdie tyd. Dat U hulle sal vashou, dat U vir hulle sal verseker, U is by hulle. Maar dan kom sê ons ook dankie. Dankie vir die verlossing, dankie vir die liefde. Dankie dat ons kan weet, U is by ons. Ons loof U vir die goedheid. Amen. Vriende, ek wil jou nooi vir donderdagoggend se diens, of vrydagoggend se diens, wanneer ons die dood van Jesus gaan herdenk, en dan gaan ons saam nagmaal vier. Terwyl jy sommer net so sit daar by jou huis, wil ek jou graag seën met die woorde wat uit die Bybel uitkom. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en vir jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en vir jou vrede gee. En hy
Die almagtige God sal aan jou dink.